Hartlik welkom, goeiemôre vir die mense wat iewers aanlyn vir ons kyk. Weer eens gister met een van ons gemeentelede gesels. 'n Mamma toe sê sy is ongelukkig, kan sy nou nie wees vandag nie, sy moet werk. Ons weet mos maar hoe dit gaan, dis jou brood en botter, maar sy sê sy kyk vir ons aanlyn op Facebook, volg sy die boodskap. So dit is wonderlik. So baie hartlik goeiemôre aan almal wat saam kyk. So hier in Romeine hoofstuk 6, voordat ons so 1 of 2 verse daar gaan lees, die van julle wat nou dalk kan onthou, en wat nie was verlede Sondag, sal miskien onthou dat ons verlede Sondag die hart van die boodskap was. En dit sluit alles in by ons, dit is maar hoe die Here my gelei het, ek het dit nie so beplan nie, want ek is nou nie eintlik 'n sportiewe mens nie. Dink toe ek in die ry gestaan het van sporttalente, toe dit uitgedeel is, toe het ek heel laaste in die ry gestaan. So ek is nou glad nie 'n sportiewe mens nie, ek kan skaars 'n bal vang, maar ek hou daarvan om sport te kyk, en dit kom ek nou maar seker van my man af, wat lief is vir sy sport, so dan kyk ek mos nou maar so saam met hom, en dan begin jy al hoe meer selfbelangstelling te kry. So die Here het my so gelei met die afgelope paar Sondae, en dan ek glo ek met oploop na die Kerssangdiens, so 'n bietjie by die beeld van sport stil te staan. En so het ons dan verlede Sondag en 'n paar Sondae voor dit, onder andere gehoor in Hebreërs 12, dat ons besig is met 'n wedloop. Elke mens wat op hierdie aarde gebore word, is besig met 'n geestelike wedloop. Hebreërs 12 sê dit. Of jy dit nou wil weet of nie, jy is besig met jou geestelike wedloop. En dit gaan tot 'n einde kom die dag, as jy jou laaste asem uitblaas, né? So ons het gehoor, jy moet kan uithou, jy moet kan aanhou, jy moet kan volhard. En ons het gehoor, hoe doen 'n mens dit? Hoe hou jy uit? Hoe hou jy aan? As jy partykeer moeg raak, as jy partykeer uitgeput raak hier op aarde, met al die battles wat jy party daar moet fight, voel dit vir jou, en verdrukking, en swaar kry, en lyding, en beproewing, en daai lysie kan jy self vanoggend lank maak. Hoe kry jy mense dit reg om uit te hou? Deur jou oog op Jesus gefestig te hou, né? Hebreërs 12 sê, hy is die begin en die volëinder van ons geloof. So dit het ons gehoor. En dan het ons ook verlede Sondag stilgestaan naby, dat ons nie net besig is met 'n wedloop nie, maar ons is besig met 'n geveg. Soos Driekus Du Plessis, met daai erge fighting dinge van hom, wat hy ook gesê het, hulle weet nie wat ons weet nie. Nee, ons het gehoor, ons is besig met 'n geestelike geveg, Efesiërs 6, wat dit vir ons so goed vertel. 'n Geestelike stryd wat ons voer, nie teen mense nie, maar teen die bose en die bose geeste, die magte van die duisternis, die bose, die Satan. So ons is besig met daai spiritual fight ook. Maar die goeie nuus wat ons gehoor het, en daarby gaan ons vandag net so 'n bietjie dit meer uitpak, om te hoor wat dit beteken, het ons gehoor, ons fight hierdie fight, ons hardloop hierdie geestelike wedloop, as ons kinders van die Here is, as oorwinnaars. Met ander woorde, ons het klaar gewen. Die oorwinning is reeds behaal. Dis nie 'n kwessie van, okay, hopelik gaan ons eendag wen, eendag sal die Here dalk die bose oorwin nie. Dit is nie die waarheid nie. Die bose is klaar oorwin. Die Satan en die dood en die sonde is klaar oorwin. Dit is 'n feit soos 'n koei, dit is so staan soos 'n paal bo water. En wat beteken dit? Dat ons dan die oorwinning het as ons in Jesus Christus glo. Dit gaan ons vanoggend net so 3 punte, wat ons net so 'n bietjie verder gaan uitpak aan die hand van Romeine hoofstuk 6. En dit is natuurlik Paulus wat daar skrywe, en dan gaan ek net so 'n paar hier en daar aanraak. Vers 5 sê onder andere, aangesien ons met Jesus een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met Jesus een wees in sy opstanding. En dan sê vers 10, hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy, dis Jesus, en hy lewe vir God. Julle moet is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. So ek sê, dis 'n pragtige gedeelte, en ons fight maar die good fight. Dis nie die waarheid nie. Die waarheid vanoggend wat ek en jy moet weet, is dat die oorwinning reeds behaal is. Jesus Christus het daardie Sondagmôre, toe hy uit daai graf uit opstaan, né?
Daai graf was leeg. Die vrouens en die disippels van hulle daar aangekom by die graf die oggend, niks wetende dat daai graf leeg is. Toe hulle daar opdaag, sien hulle daai klip is weggerol, Jesus se lijk, sy liggaam is nie meer in die graf nie, daai graf is leeg, want Jesus het opgestaan. En daai oggend is die oorwinning behaal. Dis klaar. Dis nie van dit gaan nog gebeur nie. Daai oorwinning is klaar. Daai Sondagoggend. Dit het begin daai Vrydag aan die kruis toe Jesus gesterf het vir ons sonde, né? Toe hy aan daai kruis gehang het, 3 die Vrydagmiddag gesê het, dit is volbring, dis klaar. Hy het gesê dis klaar, sy tyd op aarde sy mission is afgehandel. En toe daai Sondagoggend, toe hy opstaan uit daai graf uit, toe is die oorwinning behaal. Toe sidder die bose, toe sidder die Satan en al die bose engele, want hulle het geweet, dis neusie verby. Okay, so die oorwinning is behaal. Dit moet ek en jy vanoggend weet. En niks kan daaraan ooit iets verander nie. So dis wat ek en jy vanoggend moet weet. Die oorwinning is behaal. En dan God is coming to church! Hallo! Goeiemôre! Hallo! Hallo my seun, hoe gaan dit? Baie goed, dankie. Vanmôre kom ek met 1% vir een dogter, wat hierdie jaar baie spesiaal was en baie soet. So ek kom net vir haar 'n geskenkie bring, eldery vir jou. Maar ek beloof, op die 7de Desember is ek terug en ek bring vir julle almal die lekker Mofa pudding. baie dankie Kerkvader, baie dankie. As ek het nou net gedoog, wat is nou hier aan die gang? Baie dankie. So, goed, nou het ek my geskenkie ook gekry en ek was soet. Daar sê, so nou is daai gedagtes weer aan die gang. Goed, so die oorwinning is behaal daardie Sondagoggend, né? En ek en jy, wat deel is daarvan is, omdat Jesus oorwin het. As ek kind van God is, dis die enigste voorwaarde. Ek moet weet dat Jesus vir my aan daai kruis gesterf het. Ek moet iewers in my lewe sê, Here, kom woon in my lewe, vergewe my sonde, ek weet ek het U nodig. As ek kind van God is, dan is daai oorwinning myne. Dan het ek dit. Nie oor ek so goed of so mooi of so slim is nie, maar omdat Jesus dit gee vir my. So ek is oorwinnaar. En so ek moet dit weet, dit moet in my hart ingeskryf wees. Ek kan nie met 'n jammer ek leef houding oor die weg kom nie. Ek hoef nie te sê, ag, weet jy, ek is maar 'n arme sondaar, arme ek nie. Ek probeer maar. Nee, ek is 'n oorwinnaar in Jesus Christus. Ons het dit gehoor, so ek moet dit weet. Okay, so dis die eerste ding, ek moet weet, Jesus het die dood oorwin, hy het die mag van die Satan gebreek, hy het die dood oorwin, hy het die sonde oorwin. Eerste ding, ek moet dit weet. En dan die tweede ding, ek moet dit leef. Ek moet dit leef. Dis die ware verhaal van 'n gevangene van die Tweede Wêreldoorlog. En wanneer die Tweede Wêreldoorlog opgehou, ek dink dit was hier 1945 of daar rondom gewees, né? Tweede Wêreldoorlog. En hulle vertel in 1982, toe daar 'n Japaneese soldaat, wat nou natuurlik geveg het tydens die Tweede Wêreldoorlog, het daar 'n Japaneese soldaat op die eiland met die snaakse naam Guam, so iets, het hy uit die eiland se daai tropiese plante groei, het hy daar na vore getree. En toe sê hy, maar ek kan nie glo dat die oorlog verby is nie. Ek kan nie glo dat Japan nie gewen het nie. So hy het omtrent van die einde van die Tweede Wêreldoorlog, né, wat Japan onder andere verslaan is, het hy die heeltyd daar bly woon op daai eiland en hy het nie geglo dat die oorlog verby is nie. Dis 'n ware verhaal. Dink net hoe daai man gelewe tot en met 1982. En dit is hoe ek en jy baie keer leef. Die oorwinning is behaal. Jesus het die dood oorwin. Hy het die Satan oorwin. Hy het die sonde oorwin. Maar ek en jy leef, arme ek.
Die sonde is my baas, die sonde is die heerser in my lewe. Ek leef soos iemand wat nie besef dat die oorwinning behaal is deur Jesus Christus nie. Ek leef soos 'n gevangene, né? Maar ek is veronderstel om te leef uit Jesus se oorwinning. Ek moet dit weet en ek moet dit doen. Deel daarvan, van hierdie tweede doen, is om te weet, wat het met my gebeur? Wat het met my gebeur? En van hierdie dinge is 10 nie nuut vir jou vanoggend nie. Dalk weet jy dit reeds, maar dan moet jy dit weer hoor, want ons doen dit nie altyd nie. Dat ek, toe ek my hart vir Jesus gegee het daar iets gebeur in my binneste. Ek het dit verlede Sondag ook hierdie beeld gebruik, ek was in die duisternis. Enige mens wat nie vir Jesus in hulle lewe het, wat in hulle hart ingenooi het nie, leef in die ryk van die duisternis. Daar is nie 'n in-between, wit of grys gedeelte nie. Jy's of in die ryk van die duisternis, waar jy 'n soldaat is in die bose se hand, of jy's gevangene daar, jy word deur die Satan rondgeruk en rondgestoot, en dit is terrible in jou lewe, of, en dit is hopelik waar jy vanoggend jouself bevind, jy is in die ryk van die lig. Jy's in God se koninkryk. Jy's deel van die oorwinnaarspan. Jy's deel van Jesus Christus se volgelinge. So jy's of in die duisternis, of jy's in die lig. En as jy vanoggend dan kind van die Here is, dan kan jy weet vandag, jy is deel van God se weermag. Jy is geroep om vir Jesus Christus te leef. Dis wie jy is, met sy oorwinning wat joune is. Jy is 'n kind van die lig. Jy moet dit weet en daaruit lewe elke liewe oomblik van die dag en selfs van die nag. Om dit te kan doen, gee God vir jou daardie krag deur sy Heilige Gees. God se Heilige Gees wat in jou woon, daai opstandingskrag wat ons al van gehoor het van tevore, wat ons lees in Efesiërs veral, dieselfde krag wat Jesus gebruik het toe hy daai Sondagoggend daai klip laat wegrol het, die engele, en hy uit daai graf uit opgestaan het, daai selfde krag, sê Efesiërs 1 en Efesiërs 3, leef nou in jou. Dit voel dalk nie altyd so nie. Partykeer voel jy dalk moedeloos, partykeer kry jy swaar, partykeer is jy siek, maar daai krag is in jou. Want die Bybel leer dit vir ons. So jy het Jesus se opstandingskrag in jou. En dan die derde en die laaste punt, waarby ons dan kom. En ek wil net daar die laaste vers of wat lees van Romeine hoofstuk 6, vers 12, wat sê, omdat ons dan nou weet Jesus het die oorwinning behaal, dis myne, en ek is 'n nuwe mens, ek is nou in die ryk van die lig, sê vers 12, daarom dan, broers en dan kan jy bysit susters, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie. As julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Heilige Gees se einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Heilige Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie meer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Wat 'n aangrypende paar verse. Vanoggend te weet, as ek kind van die Here is, dan is ek nie alleen nie. Dan hoef ek nie alleen die battles te face in hierdie wêreld wat na my kant toe kom nie. Dan hoef ek nie alleen die swaar kry te face nie. Andre het dit eintlik so mooi gebid aan die begin van die diens, wat hy gesê het, elke tree van ons lewenspad stap die Here saam met ons. Dit is so die waarheid. Want hier lees ons dit, die Heilige Gees
woon nou in ons harte, saam met daardie opstandingskrag van Jesus. En omdat dit die waarheid is, het ons dan vanoggend 'n verantwoordelikheid, wat ons ook nou gehoor het. Ons moet onsself, dis die derde punt, onderwerp aan God se heerskappy. Ons kan nie meer leef soos ons geleef het van tevore, voordat ons harte vir die Here gegee het nie. Ons kan nie toelaat dat ons nog steeds met sonde en verkeerde dinge die mekaar is nie. Want ons het 'n opdrag en verantwoordelikheid om ons hele liggaam, en dit sluit nie net ons fisiese liggaam, arms, bene, hande, voete, ore, maar ook ons gedagtes, ook ons woorde, dit wat in ons harte omgaan, het ons daardie verantwoordelikheid om dit alles vir Jesus te gee. Te sê, Here, ek onderwerp myself aan U. U moet my leer, U moet my lei. Johannes 3 vers 30 sê Johannes die doper, toe Jesus na hom toe gekom het, om homself te laat doop in die Jordaanrivier, toe sê Johannes die doper, hy, dis Jesus, moet meer word, en ek minder. Hy moet meer word, en ek minder. So in ander woorde, as ek kind van God is, dan kan ek nie meer toelaat dat die sonde in my lewe heers nie. Want die sonde is oorwin. Dis so goed, ek leef asof die oorlog nog aan die gang is. Asof die vyand nog my heerser is, wat 'n leuen is. Die sonde is nie meer in beheer in my lewe nie. Ja, dis nog daar. Die versoekings is nog daar. 1 Petrus 5 sê die bose, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy kyk of hy jou kan laat trip, of hy jou in sy mag kan laat soog. Dis daar. Maar dis nie meer die wenner nie. Dis nie meer die heerser in my lewe nie. Jesus, deur die Heilige Gees, het aan my die oorwinning gegee. En dit moet ek leef. Ek probeer nou so 'n diep waarheid, sommer baie kortlik saamvat, want ek weet 'n mens kan nie die hele tyd net luister nie. Maar as ons dit kan snap vanoggend, wie ek is in Jesus, en wat hy vir my gedoen het aan die kruis, en dan kan ek anders leef. Dan moet ek leef as iemand wat vrygemaak is. Ek is nie meer onder die sonde se heerskappy nie. Die bose is nie meer my baas, om dit so te sê nie. Die sonde het nie meer 'n houvas op my nie. Ja, ek worstel partykeer nog daarmee, maar ek kan dit oorwin deur Jesus wat my die krag gee. So mag ons vandag hier uitgaan en weet, as daar nou weer 'n versoeking oor my pad kom, of iets op my lippe wil kom, of 'n gedagte by my wil opkom, of ek wil iets doen wat ek weet nie volgens die Here se wil is nie, dat die Heilige Gees my sal herinner, jy is oorwinnaar. Jy is kind van God, as ek Jesus in my hart het. Jy kan hierdie sonde oorwin. Nie deur jou krag nie, maar deur die opstandingskrag van Jesus. Mag ons leef in daardie oorwinning, wat God vir ons, Jesus, aan daardie kruis behaal het. Amen. Hemelse Vader, dankie, dat ons vanoggend net hierdie so 'n diep waarheid weer kon hoor en daaraan herinner word. Dat U klaar die oorwinning behaal het. Dis nie 'n geval van ons wag en kyk nou maar wie gaan dalk eendag wen nie. Jesus, U het klaar gewen toe U daardie Sondagmôre daardie graf se mag en houvas op U gebreek het. Toe daardie klip weggerol was, het U opgestaan en gesê, ek het oorwin. En daarom is die bose, daarom is Satan en al sy bose magte, sy trawante, die magte van die duisternis, ook die dood, die ewige dood, en daarmee saam die sonde se houvas vir altyd verslaan in ons lewens as ons U kind is. Maar Here, kom herinner ons asseblief elke liewe dag aan hierdie waarheid, aan wie ons is. Here, dat ons nie maar net elendige, armsalige
patetiese sondaars is as ons u kinders is nie, maar dat ons koningskinders is, wat meer as oorwinnaars is. Here, help ons om daaruit te leef. Wanneer sonde ons wil laat struikel, wanneer versoekings oor ons pad kom, Here, wanneer swaar kry ons wil laat twyfel, dat ons sal opstaan en sê in Jesus Christus se naam, ek is 'n oorwinnaar. Hierdie dinge het nie meer 'n houvas op my nie. U het oorwin. Deur u krag wat in ons werk, bid ons dit in u kosbare naam alleen. Die naam van Jesus Christus, oorwinnaar oor die dood. Amen. Ons gaan nou staan en dan gaan ons afsluit met daardie pragtige oorwinningslied van Onbeskaamd.